Seun van God, doen dit nog 'n keer. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Goeiedag, ek groet u weer eens saam met my, waar u saam my kuier, Andries Besuitnout, waar ons deel met mekaar, met Jesus doen dit weer. Nog 'n keer, weer 'n keer, en altyd weer, is Jesus daar. Jesus is daar om vir my en vir jou werklik aan die hand te vat. Weet, ek moet dit gou deel, dat vroukie wat ons saam mee kinderevangelisasie doen, sê, so hulle leer die kindertjies die evangelisasiepad, en een van dit is die geloof, waar die handjie so hou, en sy sê, sy het so die Here vir haar geopenbaar, dat so baie keer is dit so, dis ons wat die Here se hand los, maar nooit los die Here ons nie. Ja. So ek wil dit graag deel daar met iemand daar buite en sê, glo en vertrou die Here, hy gaan jou nooit laat los nie. Dis ons wat, en kom ons bly bidend, laat ons nooit toelaat, dat ons hand wegraak van God se hand, dat ons sal altyd vashou. Vandag gaan ons aan, saam met ons sissa Mariette, en sy gaan verder met ons deel. Mariette, weer eens, baie dankie, ons tyd het opgeraak met die vorige opname, en ons kan nou aangaan vandag, en verder vertel. Yes, baie dankie Andries, en hallo aan elkeen van julle hoor, is lekker om saam julle weer te kuier. Ja, die vorige keer toe ons gestop het oom gepraat van, dit is so belangrik om te vergewe, om mense vry te spreek. En wanneer jy weet wie jy is, dan begin daar 'n proses in jou binneste. En want dit stop nie daar nie. Dit moet aangaan. Want om jou identiteit in die Here te behou, moet jy goeders doen, elke dag. Jy moet vergewe en vryspreek, en dis een van die moeilikste en maklikste dinge om te doen. En dis so moeilik om te sê, ek vergewe jou met my hele hart, my hele verstand, en my alles, my wese. En dan, want jy kan ook maklik sê, ja, ek vergewe jou, is fyn. Is okay, maar hier binne in my hart is wag net, dat ek jou net weer kry, ek gaan jou nog terugkry. Jy daai is, maar as jy nou weet wie jy is in Christus, dan is daai, ek gaan jou nie terugkry nie, ek gaan bid vir jou. Jy wil my nie vergewe nie, maar ek vergewe jou. En ek spreek jou vry, want ek het die bande nou geknip. En as jy nie wil nie, die Here moet jou bring tot op 'n punt, so dit is my werk om vir jou te bid, sodat jy kom op daai punt om te kan sê, I release, ek vergewe jou, maak het toe onder die bloed, en dis verby, en dit is weg. En dit veroorsaak dat jy kan groei, dat jy kan, want dan ontdek jy eintlik hoeveel verkeerd is in jou lewe. Die oomblik wanneer jy besef wie jy is, wat jou identiteit is, en hoeveel krag jy binne in jou het, en jy begin met hierdie ontdekkingsreis, jy delf in, jy ontdek talente wat jy nie geweet het jy het nie, jy ontdek gawes wat jy nie geweet het jy het nie, en jy ontdek 'n liefde en 'n deernis wat jou verstand te bowe gaan. Amen. Want dan begin jy groei, en ons het hier by familiesentrum met ons 'n kursus oor vergifnis, wat ons aanbied vir mense, en as jy dit doen, dan begin jy besef, maar Here, ek het nie eers geweet ek is kwaad vir Saartjie wat vir Jannie gevloek het nie, en ek het nie eers besef ek het daai wrok gebou teenoor, en elke keer as iemand praat van Saartjie, dan is dit hier binne my, en dan, ek is kwaad vir Saartjie, ek het al nog nie vrygespreek nie, en as jy jou identiteit weet, dan kry jy daai net 'n honger om te groei. Jy wil bietjie meer hê, jy wil bietjie dieper gaan. En dit bring my by 'n baie belangrike deel van om hierdie identiteit van jou te behou, gebed. Wow. Gebed is iets wat fenominale krag het. Oh yes. En ek glo, 'n gebed van 'n ma het nog meer krag as 'n gebed van 'n pa. Marie, ek moet gou nou inkom daarin. Weet jy, tydens baie van hierdie opnames,
dan hoor jy, as gevolg van 'n ma, van 'n ouma, Ja, van 'n vrou, ja, van 'n vriendin, wat vir die man gebid het, vir die Ja. pa gebid het, vir die seun gebid het, vir die vriend gebid het. Ja. En dit is, ek glo, dis hoekom die Here gesê het, toe hy die mens geskaap het, en ons spot baie Ja. keer daarmee, nee, ons as manne is mense. Vroue, julle is gebou deur die Here vir ons as 'n hulp. En dit is net so, Ja. dat die vroue is sulke steunpilare vir manne. ja, Och, ek wil sê, dankie Here, dat jy vroue gemaak het vir ons, dat ons werklik 'n vrou het, wat ons daar, en ek weet, ons manne staan baie skuldig, ons is die ouens wat gouer wil kwaad word, gouer ongelukkig wil word, en so die lip op die grond wil sleep. Ja, daar's vrouens wat ook doen, Ja. maar vroue is soveel meer sensitief, so meer ingestel om dinge. My vrou ek sal net sit en dink, dan sê sy vir my, wat wil jy sê? ja, Dit is hoe sy my ken, Ja. weet, sy weet tot wanneer het ek gedroom, sonder om vir haar te sê, sy sê as ek wakker word en ek so stil, nee, so ek weet, ek het daai hulp nodig, dankie liewe Jesus, maar jy het gegaan, gebed is so. Dit is baie belangrik, oom, want dit is een van die boustene wat 'n mens nie kan bekostig om weg te gooi nie. En om te neglect, die beste woord om het te sê is neglect, want ons doen dit baie, en ja, ek is ook baie soms skuldig daaraan. Dit beteken nie omdat ek nou weet wie ek is in Christus, ek is volmaak nie. Oh Amen. no, I will never be. Die dag wanneer ek my kop neerlê, dan sal die Here sê, okay, ek het nou gewerk en geskaaf, en jy's nou perfek, so jy kan nou maar na my toe kom. En tot dan moet ek elke dag iets nuuts kan leer. Ek kyk vir mense, en ek luister na mense, en want dit help jou groei, en dit help vir jou om jou identiteit te anker, want dit leer jou goed. En so om te bid, beteken baie. Ek 17 September 2019, toe gebeur daar 'n verskriklike groot ding in ons huis. Oom ken nou vir Jan Ben, maar daai dag het ons amper vir Jan Ben verloor. Hy het 'n hartversaking gehad, dat sy longe was so vol vog dat hy homself verdrink het al. En ek weet daai dag toe ons by die hospitaal aankom, toe is dit, die suster het hulle net die deur oopgemaak, en gewoonlik is dit 'n proses om in te kom. Jy moet eers gaan sit, hulle roep jou naam, vul 'n vormpie in, en ek het net voor hom geloop, en ek vir die suster gesê, my husband can't breathe. En toe hy omkom, en hy ek lag daaroor, maar hy sê het gelyk soos 'n visie wat net hy kon nie asemhaal nie. En die vrou het net die deur oopgemaak. Sy sê, sir, you walk straight through. En hulle het hom daar gaan sit, en hulle het hom op suurstof gesit, ensovoorts. Maar 'n baie lang storie kort, dit was 'n verskriklike ding gewees in ons lewe. En ek het gebid. Ek het gebid, want ek het geweet ek weet wie my bron is. So ek kan, alhoewel ek besig was in die proses om myself te vind in die Here, was dit ook 'n proses wat ek 'n ander ding moes doen. Ek moes leer, ek moes bid, ek moes vas staan. En vandag, Jan Ben het geloop met krikke. 2 krikke, hy kon nie trappe klim nie. Hy het so krom getrek, en oom het hom al gesien vandag. Hy loop regop. Hy loop regop sonder 'n kruk. En dit is wat ek wil sê, dis krag van gebed. Ja. Dit is krag van gebed. Daar's nog ander dinge wat ons graag wil hê moet gebeur, maar dis in die Here se tyd, en ek kan dit nie push nie, ek kan dit nie druk nie, want Abba Vader moet die geleentheid daarvoor skep. God se tyd se regte tyd. Yes. En ek kan sê, die Here het daai man, Jan Ben Coetzee, aangeraak op so 'n manier dat hy beweeg. Sy knieë kon nie regtig buig nie.
Oom Andries, daai man loop vinniger vandag as ek moet vir hom sê stop, hokkaai. en dis vir my wonderlik, want dis die krag van gebed. Dis die krag van gebed. My dogter, ons het 'n tydperk gehad wat ons het nie 'n goeie verhouding gehad nie, regtig. Sjoe, en 'n ma se hart word seer as haar kinders haar blok, haar sleg sê, nie eers op 'n Moedersdag vir jou 'n woordjie sê of 'n verjaarsdag, en dit maak baie seer. So ek relate met mamas wat daar deurgaan. Maar ek kan een ding sê, as jy nie ophou bid nie, as jy aanhou bid, verander die Here dit. Amen. Vandag, gebed, dit is deel van gebed. Ek het so hard gebid, ek bid nog steeds vir haar, en maar my gebed vir haar het verander. Ek sal nou verduidelik hoe, maar die Here het daai verhouding gedraai. Prys die Here. Elke oggend kry ek 'n boodskap. Môre mamma, het jy lekker geslaap? Hoe gaan dit vandag? As ek siek is, dan word ek so gepla. Mamma, jy moet rus. Mamma, jy moet nie baie dinge doen nie. Mamma, moet net rustig wees. En so dit is wat die Here kan doen met gebed. Amen. Met gebed. Ja. En hoe ek sê, my gebed vir haar het verander. My gebed vir Jan Ben ook verander, maar my gebed vir my vriendinne en my kennisse en my medebroers en susters het ook verander. Want hoe ek nou bid vir hulle is, ek bid en ek in my gees sien ek hoe hulle hande opsteek en die Here loof en prys. Hoe hulle op hulle knieë voor die Here huil en hulle alles vir hom gee en sê, Here, is net U, dis net vir U. So ek verander my gebed in 'n profetiese gebed, want ek sien, ek sien, dis miskien nie presies hoe die Here haar sien nie, maar dis hoe ek haar sien, die Here haar sien. En want ons weet nooit regtig hoe die Here ons sien nie. Ons sal eendag, dan sal die Here vir ons kan vertel, hoe het hy my gesien, en want jy kyk na jouself in 'n ander manier, en ander mense sien jou ook anders as wat jy jouself sien. Jy sien nie goed raak in jou wat belangrik is, en wat iets beteken nie. Vir jou is dit net, jy is net jy. So, om te bid vir iemand, en om te sien wat jy bid, is belangrik. Ek glo dit. Ek het dit begin besef, toe my hele die 40 days het wonders gedoen, en van daai 40 days af begin ek so bid, en dit het baie dinge verander, Jan Ben het ook al baie verander, ons sal baie meer praat oor die woord, en ons sal baie meer gesprekke het oor wat die Here kan doen, en hoe die Here werk, en Jamie ook, die saadjies, ek plant saadjies, my gebed is 'n saailand, want, en ons hoef nie altyd geld te saai nie, jy saai tyd, jy saai gebed, jy saai bemoediging, en dis baie, baie, baie belangrik, dit anker jou, dit hou jou geanker, dit hou jou vas, en as jy meer tyd in jou binnekamer spandeer, daai intieme verhouding, daai personal covenant wat jy het met die Here, dit groei, en dit word sterk, en dit word net fenomenaal. Wow. Dit is, Jy weet, Mariet, ek moet vir jou sê, dit is so bemoediging vir my. Ek sê, en ek het dit vorige keer gesê, ek glo nie mense besef, as ons so luister, jy weet, wat beteken dit vir my as persoon nie? En ek glo daar's baie kykers daar buite, wat beteken dit vir hulle, om net te hoor, waardeur het 'n persoon gegaan, en hoe ek gaan nou deur dieselfde ding. En wat vir my verskriklik uitstaan is, ons moet so bewus wees daarvan. Ons word net aan mekaar geleen. Dis net so. Weet, ek sal nie vergeet nie, ek en my vrou is deur 'n pragtige herderspaar getrou, pastoor Jackie en Magda Elof, hulle is nou afgetree, en hy het gesê, hy het so met die Here geworstel. Dan kry hy 'n jong paartjie, en hy bedien hulle, en hulle trou, en hulle begin die Here te dien, en woepswaps weg is hulle uit sy gemeente uit. Hy sê, en die Here het vir hom so gewys, dit is
jou bediening. Ja. Jy gaan die mense inbring, jy gaan die saad saai, ander gaan nat maak, Ja. ander gaan oes. Ja, Jy gaan nie ja. al drie doen nie, dit Ja. is jou bediening om daai saad te saai. Ja. En dit het vir hom net vrede gegee. Ja. Jy weet, en dis presies soos jy sê, dit gaan nie oor geld nie. Ja. Dis so hartseer, dat baie mense wil altyd praat oor geld. Yes. Die Here wil nie, die geld behoort aan die Here in die Yes, eerste plek, yes. maar dit is soos jy sê, dit is daai tyd wat ons aan mekaar afstaan, ja. daai tyd wat ons vir mekaar moet bid, en terwyl jy nou so sê, jy sien in die gees, ek glo om te manifesteer. Ja. Man, as jy weet, jy het 'n probleem met alkohol, Ja. vat daai botteltjie en breek hom stikkend in, Ja. Jy moet net eenvoudig dit doen, jy Ja. moet dit fisies doen, Ja. jy moet fisies trap op daardie duiwelse gogga wat jou bind, soos hy koortjie wat sê, I went to the enemy's camp and I took back. Man, jy kan daar gaan, ek wil vir almal sê daar buite, gaan vat terug, dat jy doen dit in die naam van die Here, die Here het vir ons autoriteit gegee, dis hoekom ons bidend moet bly. Ja, dis so, en weet oom wat nee, nou dat oom so praat, besef ek, die oomblik, wanneer jy weet wie jy is in Christus, maak dit in jou iets wakker, wat nog nie wakker was in jou Amen, dis waar. Want dan begin jy begin, soos ek sê, jy begin anders bid, jy begin anders te kyk na mense, jy begin vir mense kyk en nie agter mense nie, want oom het gepraat in die eerste een van die vergifnis, ons is geneig, en in daai kursus praat dit ook daarvan, ons is geneig om die persoon in jou hart toe te sluit, en nie die daad nie die gebeurtenis nie. In plaas van om die gebeurtenis te vat, en ons weet dit is vyand wat agter dit sit, dis nie die persoon, want partykeer is dit wonderlike mense, dis lieflike mense, en dan gaan sluit jy hom toe in jou hart, en jy maak jou hart 'n tronk, maar jy beroof jouself van 'n seëning, en jy beroof daai persoon van 'n seëning, want hy kan sy lewe nie voortgaan nie, want jy breek hom heeltyd, jy hou hom vas, en totdat jy nie kan let go nie, dan is daar nie 'n groei nie, daar's niks wat kan plaasvind nie, daai persoon kan nie, so ons moet gaan sit en dink, en die manier hoe ons kyk na ons medebroer en suster, is, wanneer jy nou weet wie jy is, en jy is nou sterk, jy is sterk, want onthou, jy gaan nie vandag uitvind wie jy is, en môre is jy 'n stoere, Op vaste spyse. Ja, jy gaan so 'n bietjie, want jy moet prosesse deurgaan, daai wurmpie moes vreet, hy moes eet en eet en eet, om vol te kan word, om reserves op te bou, sodat wanneer hy in hierdie tydperk is van, ek kan nie, maar ek wil, ek kan nog nie, maar jy moet nog nie, want as jy te vroeg dit gaan doen, dan gaan iets gaan gebeur, jy gaan nie ou skoenlapper wees, jy gaan mot word. En 'n mot is nie 'n mooi ding nie. 'n Mot gaan net altyd na die vlamme toe. Hy soek nie die mooi nie. Maar ons moet versigtig wees daarvoor, maar as ons gaan bid en ons staan op die woord van die Here en ons is ingestel, gaan die Heilige Gees makliker vir ons kan sê, maar Linda het 'n probleem. Sy wil nie met mense daaroor praat nie, maar gaan sit net jou arm om haar en gaan bid net vir haar, of gaan gee haar net 'n drukkie, want sy het dit vandag nodig. En dan as jy nou ingestel is en jy bid, en al wat jy dit gaan kry is in jou binnekamer met die Heilige Gees, met die woord en met die Here. En ons moet besef, daar kom 'n tyd wat jy voel, ek is te koud, ek is nie lekker nie, en soos pastoor gister in sy woord gesê het, dis juist dan wat jy moet opstaan. Ek het al baie oggende, dan ek opgestaan op 'n Sondagoggend, dan sê ek, o Here, laat ek maar skiep vandag. Dan hoor ek hierdie stem in my binneste, as jy skiep vandag, gaan jy 'n blessing mis. En as jy skiep vandag, dan gaan daai persoon wat opkyk na jou glimlag, gaan wonder, waar is jy, wat het geword van jou, of daai persoon wie jy heeltyd bemoedig, want ons is so, ons het party mense wat ons hoef hulle net te sien, hulle hoef jy net te groet en te smile, dan is jou dag gemaak. Dan jy 'n saadjie is in jou saailand geplant, en
dit is, of jy was water, of something, ons moet ingestel wees vir dit, want daai gebed wat jy bid, partykeer is dit juist daai oggend, wat jy so voel, wanneer daai persoon vir wie jy gebid het, of iemand anders dit vir jou gebid, dit gebeur ook, en dan as ons ingestel is, en ons staan en ons skuil net by die Here, en soos pastoor sê, ons is agter, ons kyk voor, ons kyk in die woord, en dan het ons daai beskerming, en dan het ons dit, maar ek wil 'n skrif lees, oom, 100%. wat vir my alles mooi saamvat, en dit is in, is dit nou 1 Johannes, 1 Johannes 5, skus ek moet nou, dis baie naby, ek moet nou so maak, en dit is die vrymoedigheid, wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra, volgens sy wil. Wow. As ons, want dit is in die wil van die Here, om te bid vir mekaar. Amen. Die Here wil hê, ons moet bid vir mekaar, want Job het vir sy vriende gebid, en die oomblik toe hy vir sy vriende begin bid het, toe begin daar goed gebeur. En dit is wat ons mis, dit is wat ons miskyk, want die krag van gebed is enorm. Party mense dink dit het nie krag nie, dit is net goed wat jy sê, maar dit is nie net goed wat jy sê nie, dit is 'n intieme gesprek wat jy met die Here het. Amen. Dit is intiem, want daar, ek sê jy moet jou stroop, jy moet jou kaal staan voor die Here, naak, met niks nie, en sê, Here, deursoek my en wys my, maak die spotlight, en as jy die spotlight kry, en jy bid vir dit, dan gebeur iets daarmee, dan kry jy 'n dieper, jou word ook, gaan net so 'n bietjie dieper, en dan as jy vir jou man bid, as jy vir jou kind bid, as jy vir jou vriendin bid, as jy vir jou pastoor bid, as jy vir medebroers en susters bid, dan is dit 'n bietjie sterker, en dit is 'n bietjie dieper, en dan kan jy begin naderhand baie meer profeties bid, en goed sien, en manifesterende gebede bid, so dit is goed, ons moet, want die Here is altyd, hy sê in Psalm 145 vers 18, sê die Here is ook altyd daarby, hy is ook altyd naby ons, so is net vir ons om te sê, die Here hy is nie 'n SMS ver nie, hy is nie 'n brief ver nie, hy is 'n gebed ver, hy is net 'n gebed ver, en ons kan enige tyd met hom praat. Ons het nie nodig om in die kerk net met hom te praat nie. Ons het nie net nodig om in stilte tyd met hom te praat nie. Want die woord sê ons moet heeltyd in kommunikasie met die Here wees. Heeltyd. Ons kan nie verwag, die Here is vir ons 'n noodapteek. Ons kan nie net eers begin bid wanneer die storm kom nie. Ons moet al begin bid voordat die storm kom, terwyl die son nog skyn en die blommetjies bloei en die wolke nog mooi en die hemel blou is, dan moet ons al beginne bid, en ons moet al beginne dis daai wurmpie wat eet, jy moet beginne eet, en jy moet beginne invat, en want dan gee dit jou krag as dit so onweer beginne word, en daai donker wolke begin so toesak op jou. Is 'n pastoor het 'n ding gepreek, 'n paar kere terug, van jy moet jou beker drink jou beker. Jy moet nie vir die Here vra om die beker weg te vat nie, want as jy die beker wegvat, dan het jy nie 'n groeitydperk nie, jy het nie 'n groeityd nie, en ons het groeitye nodig, maar die Here gee jou die krag om daardeur te kom, want alle storms is nie daar om jou te vernietig nie. Party storms is daar om die debris weg te vat, om die lelik uit te haal, en sodat jy kan herbou, herstruktureer. En dit is wat vir my belangrik is die woord en gebed, wat jou anker, wat jou identiteit laat groei in die Here. Wow. Marie, baie dankie. Weet jy, ons tyd is alweer op, ek kan dit ook glo nie, as jy baie so luister en so net
praat oor die awesomeness van die Here, dan wil hy ou nie ophou nie. Ek het so gevoel gister met die diens, ek glo daar's baie mense, ons wou nie huis toe gaan. En as jy vat, toe laas jaar toe die Here op pastoor Clemens se hart die 40 days lê. En dit was net eenvoudig, dit het vir soveel mense soveel dinge geopenbaar, dit het soveel mense laat groei in die gees, dit het soveel mense werklik die deur oopgemaak dat hulle kan verstaan om vry te spreek, om te let go. Ander koortjie, ek is baie lief, let go and let God have his wonderful way. En dit is so belangrik dat ons werklik net alles vir die Here sal gee. Want dit is wat die Here wil hê. En baie belangrik wat jy aangeraak het, en dit is, laat ons moet besef, as ons bid, moet ons eers vir ander bid, voor ons vir onsself bid. Dit is maar so belangrik. En daardeur gaan die Here jou net seën. Jy gaan blessings ontvang. En moenie ophou om vir mekaar te bid nie. Moenie ophou om mekaar te ondersteun nie. En dit is waarvoor ons daar is. Wanneer 'n persoon wat jy weet met jou deel, en daai persoon gaan deur 'n moeilike tyd, wees daar, soos jy nou gesê, al is jy net daar om te sê, ek dink aan jou, ek is hier vir jou, jy weet, dit is waarvoor God ons daar gesit, dit is hoekom ons die liggaam van Jesus is. Maar ek wil vir jou sê, baie dankie. Dit is so lekker om te luister en net te kan verstaan, hoor jy, die Here is altyd daar vir ons. Hy is. Altyd deur is hy getrou, en deur elke storm, deur elke wind, maak nie saak wat ons pad langs kom nie, as ons net glo, sal hy. Hy sê, as jy wil, sal ek. En daarom wil ek vir u sê, laat toe, dat die Here se wil geskied in jou lewe. Daarmee gaan ons vir u sê, totsiens, tot volgende keer. Ons het dit baie waardeer vir die saamkuier, en ons gaan weer van Mariet vra, om vir ons af te sluit met 'n gebed, want sy het ons nou gesê, gebed vir ander sake. En ek spreek dit in die atmosfeer, dat die gebed wat sy bid, sal sake verander vir iemand daar buite. Baie dankie, tot volgende keer, totsiens. Dankie Mariet. Here, baie dankie vir die geleentheid, vir die voorreg. Vader, raak elke persoon aan daar buite, elke siekte, elke gedagte, Here, dat mense in hulle gedagte sal besef, en dat u sal deurkom, Here, dat hulle sal weet dat as ons aan u vashou, en as ons met u praat en met u kommunikeer, Here, dan kan dinge net beter gaan. Vader, ek wil spesifiek vandag in hierdie oomblik, wil ek vir elke mamma bid wat daar buite is. Here, gee vir hulle die krag en die wysheid om te kan wees vir wie hulle kinders, vir wat u wil hê hulle moet wees, om vas te staan, Here. Maak hulle sterk vir elke papa, Here, maak hulle sterk in geloof, en Here, maak hulle voete vas in elke huis, dat hy sal wees, dat hy die priester van sy huis sal wees. En ek bid daarvoor, Here, dat u elkeen sal aanraak, en dat u vir ons die vermoedigheid sal gee, om met u te kan praat, waar ons ook al is, in Jesus naam. Amen. Amen. Ja,